gaan dan nou aan met Lukas 21 vanaf vers 20. Kom ons hanteer net die vers 20 tot 24 en dan gaan ons aan vanaf vers 25 tot en met vers 33. Lukas 21 vers 20, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet nie daar inkom nie, want daar sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskryf is vervul kan word. Maar weer die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Goed, so ons moet dan nou gaan kyk na wat is dit wat hier gesê word en waarna verwys dit, dat ons nie gaan kyk na wat die normwoord is wat gepreek word, en ek dink dis die gevaar in die tyd waarin ons leef, en die tyd waar die kerk homself bevind, was, en ons moet teruggaan na wat Jesus gesê het, toe hy die vraag gevra was, verskoning, Here, wanneer sal dit wees en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En dan is Jesus se antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. En ek dink ons is in die middel van die misleiding tyd, nie eers in die middel nie, ons is al aan die sterkant van die tyd van misleiding. Die omvang van misleiding is geweldig in die tyd waarin ons nou leef. En daarom elke tweede stem, of wil ek amper sê, amper elke stem wat uitgaan vandag, het bepaal dat hierdie gebeurlikheid wat ons hier kry rondom die groot verdrukking moet nog gebeur, terwyl dit lankal klaar gebeur het. En dit moet jou nogals gerus stel as jy sou weet dat hierdie gebeurlikheid wat ons almal nou hoor, pas op vir die groot verdrukking en al die laaste 7 jaar stories en al die goeters wat hulle kwytraak, het in werklikheid reeds klaar gebeur. So, hierdie gedeelte vind ons dan in Daniël hoofstuk 9, en ek wil net vinnig kortliks daarna verwys, bloot net om net te sê dat as jy die tye reg verstaan, dan sou jy geweet het, as jy die skrif reg interpreteer, dan sal jy weet dat hierdie goeters het klaar gebeur. So, ons is by Daniël hoofstuk 9 vers 24, wat sê 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So wat is die heilige stad? Die heilige stad is die stad Jerusalem. En wie is jou volk? God praat met Daniël, Daniël stuur 'n engel, die Here stuur 'n engel na Daniël toe, en hy praat met Daniël, en hierdie engel sê 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So 70 7-talle is 70 maal 7 is 490, en as jy gaan terugwerk na die vernietiging van Jerusalem en die vernietiging van die tempel 70 na Christus, as jy dit gaan terugwerk na Daniël toe, dan was dit 490 jaar. En daarom weet ons dat dit wat gebeur het met Jerusalem in die jaar 70 na Christus, toe die Romeine ingekom het onder die generaalskap van Titus, het Titus en sy weermag het ingekom, hulle die stad omsingel, en vir 8 maande lank het hulle die volk wat in die stad vasgekeer was, uitgehonger. Dis gaan kyk maar, dit is opgeteken in die geskiedenis. Dis nie 'n ding wat jy uit jou duim uitsuig nie, dit het gebeur. En in die gebeurlikheid van wat daar gebeur het, was die stad vernietig, die tempel was vernietig, en meeste van die mense wat in die stad was, het of van hongersnood omgekom, of hulle was doodgemaak, en die wat vrygekom het in daai tyd,
was oor die wêreld heen versprei. En ons kom daarby. 70 7-talle, Daniël 9 vers 24, is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig. Wat is die goddeloosheid wat volëindig moes gewees het? Die goddeloosheid van die manier hoe die volk van God, die Jode, God verkeerd gedien het. En hulle het hulle gedien met allerhande valshede en 'n valse toepassing van die wet, en hulle het die volk verdruk onder godsdienstige werke. En dan sê hy, om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen. Met ander woorde, hoe word ongeregtigheid versoen? Deur geregtigheid. Om ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. En ons weet, die hoogheilige wat gesalf is, was Christus. Vers 25, is nog steeds by Daniël 9. Nou moet jy weet, praat hy met Daniël, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel. Nou, wanneer was Jerusalem herstel? En op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle. Wat is 7 7-talle? As 70 7-talle 490 jaar is, dan is 7 7-talle 49 jaar. So, vandat die opdrag uitgegaan het om Jerusalem te herstel, weet ons dat Herodes het 19 voor Christus, was die herstel van die tempel, het begin plaasvind. Daar het 'n herstel plaasgevind, Jerusalem was herstel, want as die tempel herstel is, dan is Jerusalem herstel. En ons weet, daar moes, soos wat Jerusalem afgebreek en opgebou was, en die tempel afgebreek en opgebou was, is hier weer 'n situasie, dat God deur 'n engel vir Daniël kom sê, dat die stad sal in ruïns lê, en 19 voor Christus het Herodes 'n opdrag uitgegee om te sê herstel, en toe het hulle met die herstelwerk begin, en dit was 19 voor Christus. En dan weet ons, hoe lank het hierdie herstel geneem? Hierdie herstel kry ons in Johannes 2 vers 20. Dan is daar 'n gesprek, en ek moet dit net gou lees. Johannes 2 vers 20. Ek blaai net gou soontoe. Jesus praat van, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En ons weet, Jesus het hier nie gepraat van die fisiese tempel nie, hy het gepraat van sy liggaam wat afgebreek sal word en weer opgebou sal word. Hy sê, en toe antwoord die Jode vers 20, en die Jode sê, 46 jaar lank is aan die tempel gebou. Nou kom ons maak gou die som. En ek moet die som maak, dat jy kan verstaan waar Jesus vandaan kom, wanneer hy praat in Lukas 21, wat hy hier in Lukas 21 sê. So ek is terug, weer net by Johannes 2 vers 20, en die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sê, u sal dit in 3 dae oprig. So hier is 'n baie duidelike datum of tydperk wat gekoppel was aan die herstel van die tempel. En hulle sê, dit het 46 jaar, en onthou die tempel was nie ten volle afgebreek nie, hy was net in 'n gevalle toestand, en vir 46 jaar lank word hierdie tempel herstel. Nou kom ons aanvaar dan nou 19 voor Christus, is hierdie werk begin, en ons sê, 19 plus hoeveel, gee vir ons 46, dan saam met 19 moet jy 27 jaar tel, dan kom jy by 46 jaar uit. Dis hoe lank dit geneem het. So Christus is gebore op 0. Met ander woorde,
en dit is hoe jy voor Christus bepaal. So van 19 voor Christus tot by Christus is 19 jaar, plus nog 27 jaar. So toe Christus 27 jaar oud was, toe is die tempel herstel. Toe is die tempel klaar gebou. En ons weet 3 jaar later eers het Jesus se bediening begin. So, hierso sê, hy sê, die herstel en opbou is tot op die gesalfde, 'n vors is 7 talle, is 49 jaar. So, ons weet 46 jaar was Jesus 27 jaar oud en 49 jaar oud was die begin van Jesus se bediening, tot op die vors. Kan jy sien dat Jesus se bediening, Jesus se aanstelling deur sy Vader gebeur op sy ouderdom 30 en dit is die 7 talle waarna hy verwys. En Jesus, wanneer hy sê dit het in 3 dae, dan verwys hy na julle sal my doodmaak en ek sal opstaan. En is dit nie lieflik om te sien dat Jesus deur die engel kom na Daniël toe en sê, Daniël, dit gaan 7 talle neem om hierdie stad en hierdie tempel te herbou tot op die vors. En die vors se werk het begin 30 na Christus. En as jy 30 bytel by 19, dan kom jy by 7 talle uit. Goed, ek wil dit daar los. Ek wil nie verder nou oor die 62 talle en al die goed gesels nie. Ek dink jy kry die boodskap dat hierdie groot verdrukking wat vandag verkondig word as die groot verdrukking wat kom, het klaar plaasgevind. So kom ons hou op om te dink, daar kom 'n groot verdrukking. Daar is 'n groot verdrukking, maar dis heeltemal iets anderster as waarna verwys word deur al die predikers vandag. Dit gaan nie oor hierdie vernietiging, hierdie verwoesting. Luister mooi wat begin Jesus. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien. En dis presies wat gebeur het. Wanneer het dit gebeur? 70 na Christus. En gaan lees die daar op die internet sal jy dit kry. Op Wikipedia gaan jy kry The Siege of Jerusalem 70 na Christus. 70 AD, gaan lees dit. Gaan lees presies wat daar gebeur het. Dan is dit wat daar gebeur het presies wat hier staan. En wanneer julle Jerusalem deur die leers omsingeld sien, met wie praat hy? Jesus praat met die Jode. Hy sê, julle Christene moet wakker sit. Want 70 na Christus, wanneer julle wat nog leef, wat hier na my luister, en 70 na Christus was nie 70 jaar nadat Jesus gekruisig is nie, dit was 70 jaar vandat Christus gebore is. So wanneer is Christus gekruisig? Op 33. So 33 van 70 af is 47 jaar later. 37 jaar later. So oor 37 jaar van nou af gaan julle sien, hier gaan 'n weermag kom van die Romeine, hulle gaan die stad omsingel, en dan sê Jesus, dan moet julle weet dat Jerusalem se verwoesting naby is. En dan sê hy, dan moet julle wakker sit, dat die wat in Judea is, moet na die berge vlug. So hy sê, gaan, moenie terug in die stad inkom nie. En die wat in die stad is, moet uitgaan. So, wat was die Romeine se strategie? Hulle die stad hulle het oral plekke gehad waar hulle om die stad troepe uitgesit het. En onthou, dit het nie alles in een dag gebeur nie. Hierdie troepe het gekom en die Jode sou gesien het, maar hier is 'n groepie van die Romeinse
soldate, daar word 'n groepie opgestel, en wat Jesus dan sê, wanneer julle sien hoe hulle opstel, vlug na die berge is, en die wat in die stad is, moet uitgaan, kom uit die stad uit, as julle hierdie dinge begin, so Jesus sê vir hulle, daar sal goeders gebeur, wat julle sien gebeur, en omdat julle my dien, die wat my dien sal uit die stad uitgaan. En die wat in die buitewyke is, moenie inkom nie. So dis duidelik, hy sê as julle hierdie troepe sien, as julle hierdie soldate sien wat om die stad hulle self in posisie bring, moenie nou teruggaan in die stad in nie. En dan sê hy, want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. En hierdie is God se woord. God het die volk gewaarsku om te sê, Christene, moenie teruggaan in die stad in nie. As julle in die stad is, kom uit die stad uit. En want dit is die dae van wraak. Wie se wraak is dit? God se wraak op die Jode. Hoekom? Want God het gekom, hy het sy seun gestuur en hulle het hom verwerp. En God het gesê, omdat julle my seun verwerp het, sal ek klaarmaak met Jerusalem. Ek sal sorg dat die Romeine inkom en hierdie stad verwoes. En dan sê hy 'n belangrike ding, maar wee die vroue wat swanger is en wat nog soog in daardie dae. So wat sê die Here? Die Here sê, mag dit tog so wees dat as daai dag kom, dat jy nie swanger is, dat jou vrou nie swanger is of klaar gebaar het nie, want daar gaan, omdat hulle die stad omsingel het, gaan lees dit. Omdat hulle die stad omsingel het, het hulle die Jode binne vasgekeer in die stad en gemaak dat hulle nie kon uitkom om kos te koop nie. En hulle het dit vir maande en maande gedoen. En in daai tyd het die mense se kos opgeraak. Hulle kon nie uit die stad uitkom om te gaan kos koop nie, wat beteken het, as hulle uitgekom het, was hulle doodgemaak en hulle was in hierdie stad vasgekeer totdat hulle kos opgeraak het en dit het gemaak dat die wat swanger was en die wat kindertjies gehad het, kon nie vir hulle babas en hulle kinders sorg nie. Want 'n ma wat nie kos het om te eet nie, produseer nie melk om 'n baba te voed nie, en kan jy jou indink, 'n ma wat so uitvermaar is, moet geboorte skenk aan 'n babietjie, en daai arme vrou gaan nie eers die krag hê om geboorte te skenk nie. Dis die toestand wat daar was. En dis die groot verdrukking. Maar ons wil dit na ons toe trek, na vandag toe, moet dit asseblief nie doen nie. En dan sê hy, vers 23, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. Nie oor die Christene nie oor die Christene van die eindtyd nie, oor hierdie volk. Wie is hierdie volk? Die Jode. Die Jode wat Christus verwerp het, wat gekies het om hom nie te volg nie, wat gekies het om hom dood te maak, en God sê, my toorn sal oor julle kom. En dis die toorn na waar hy verwys. Jesus sê dit, wanneer die vroue agter Jesus gaan, lees die gedeelte waar Jesus op pad is om gekruisig te word, dan loop die vroue agter hom aan en hulle ween oor hierdie Messias wat nou gekruisig gaan word, dan stop hy draai om, dan sê hy, ween oor julle self. Ween oor julle self, want dan gaan daar kom. En daai dag is dit wat hiervan gepraat word. Wat Jesus sê, daar gaan 'n dag kom. Wat, omdat julle my nie erken het vir wie ek is nie, gaan dit oor julle en julle stad kom en julle mense kom, dat julle gaan spyt wees, omdat julle my verwerp het. Hy sê, ween oor julle, moenie oor my ween nie. As julle geweet het wie ek is, sou julle my aangeneem het, en dan sou hierdie ding wat Jesus hiervan praat nie oor hulle gekom het nie. En dan sê hy vers 24, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en dis presies wat gebeur het. Die wat ontvlug was oor die wêreld versprei. Al die Jode wat in Jerusalem gebly het, moes die land uitvlug, moes uit Israel uitvlug, en hulle het oor die hele wêreld was hulle versprei. Ons weet, almal van ons weet, dat eers in 1946,
Nadat Hitler gedoen het aan die Jode wat hy gedoen het in Europa, toe eers het die Jode vir die eerste keer, amper 2000 jaar later, eers teruggekom na hulle eie land toe. En dit is presies waarna Jesus hier verwys. Hulle is as krygsgevangenes geneem na al die nasies en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul was. Wat is daai vertrap deur die nasies? Vandat die Romeine Jerusalem ingeneem het, was daar hoeveel verskillende nasies wat geheers het oor Jerusalem? En ons weet die laastes wat oor Jerusalem geregeer het, is die Palestynë. En totdat die Jode oor die wêreld moes teruggaan na hulle eie land toe, hulle moes vlug na hulle eie land toe, uiteindelik, kom ons noem dit 1900 jaar later, is bietjie, ja, is min of meer 1900 jaar later, toe gaan hulle terug na hulle eie land toe. En toe beset hulle weer die land wat aanvanklik aan hulle behoort het. En dit vat 1900 jaar. Dink gou 'n bietjie daaroor, dat God onderhou sy volk vir 1900 jaar. Hulle ken hulle taal, hulle ken hulle godsdiens, en hy vat hulle terug na hulle land toe. En die Jode se stad was vertrap vir 1900 jaar, en die tyd van die nasies is vervul, en toe gaan die Jode. Toe begin hulle uit Jerusalem, uit Israel, Anton, kom hulle uit al die lande, hulle het uit Suid-Afrika uit Amerika uit Europa, uit Duitsland, Frankryk, al die lande het hulle teruggekom Jerusalem toe, teruggekom Israel toe, en uit Rusland, uit oral oor die wêreld was die Jode versprei gewees. En toe begin hulle terug te beweeg na hulle eie land toe. Die tyd van die nasies was vervul wanneer? In 1946. In 1946, en dan kry ons, ek dink is in 1967, dan word Israel weer ingesweer as 'n land, as 'n volk, met 'n eie identiteit, en hulle kry hulle soewereiniteit terug, wat hulle verloor het, in die jaar 70 na Christus. So hulle terug, hulle is 'n volk, hulle word toegelaat om oor hulle self te regeer. Ek is nou nie 100% seker nie, maar ek dink is 1967. Goed. So dit wat betref die sogenaamde groot verdrukking wat vir ons valslik aangebied word as, julle moet pas op, ons moet nie na Judea toe, weet jy wat, dis so pateties om te dink, dat jy hierdie ding na die Christene oor die hele wêreld toe wil trek om te sê, en die Amerikaner is baie lief om te sê, sien jy, dis ons groot verdrukking. En dan wil ek vandag vir jou sê, dit het klaar gebeur. Dis verby, dis agter. Goed, ek is by vers 25 tot en met vers 33. En dit gaan oor die profetiese rede oor die koms van die seun van die mens. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. En toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, my woorde sal nooit verbygaan nie. Nou, nog 'n skrif wat heeltemal uit konteks aangebied word tot die wederkoms van Christus. Die kerk van vandag gebruik hierdie vers 25 tot 33 as die wederkoms van Jesus. En dit is nie die wederkoms van Jesus waarna hier verwys word nie. Dit gaan oor die koms
van die Here Jesus. En ek gaan dit nou verduidelik, so ek wil net hê jy moet, alles wat jy gehoor het, uit hierdie gedeelte uit, wat daarna verwys dat Jesus, wanneer hy terugkom, eendag aan die einde van alles, en ons sien dit almal, dat die einde naby is, en dat hierdie gedeelte verwys na die einde wat naby is, maar ek wil hê jy moet dit raak sien, dat hierdie nie aan die einde van alles is nie, maar aan die begin van alles. So kom ons kyk wat Jesus hierso sê. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre. So kom ons kyk gou vinnig na Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 word gepraat van hierdie tekens van die son en die maan en die sterre. En daarom moet jy binne die konteks van die woord moet ons kyk na wat hier geskryf staan. En dan weet ons ook dat die Here Jesus het eers opgevaar en hy het gaan sit aan die regterhand van sy Vader in sy heerskappy. En ons moet verstaan wat hier besig is om te gebeur, sodat ons kan reg interpreteer dit wat ons hierso lees. Goed, ek het nou verwys na Handelinge 1, maar ek wil eers verwys na die son en die maan en die sterre in Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2 sien ons in vers 19 en 20. 19 en 20 sê, en ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp, die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Nou, weer 'n keer, moenie hierdie versie sien as die eindtyd wanneer die Here weer terugkom nie. Hierdie is die tyd toe die Here in sy koningskap ingestap het, in die hemel in, nadat hy opgevaar het en gaan sit het op die troon. Ek is terug by Lukas 21 vers 25, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. En ons het dit nou net gelees. So wat is die tekens aan die son en die maan en die sterre? En dit gaan oor die son en die maan en die sterre het niks te doen met die fisiese son en die fisiese maan en die fisiese sterre nie. So hoe weet ons dit? Nou kan jy gaan lees in Openbaring hoofstuk 12. Openbaring hoofstuk 12 praat van, en ek lees daar van vers 1, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was. Wie is die vrou wat met die son bekleed was? Die vrou wat met die son bekleed was die Jode. Hulle was met die son bekleed. En dan sê hy, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof, en dan sê hy, maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou dis die son en die maan en die sterre. En wat is hierdie 12 sterre? Die 12 sterre verwys na meer as een ding, dit verwys na die 12 stamme van Israel, en dit verwys na daar's soveel hierin te lees. En daarom sê ek, pas op dat 'n mens nie vinnig tot 'n konklusie kom, wat almal aanbied vir ons, as jy nie die skrifte gaan ondersoek het nie. En dan sê hy, en sy was swanger, het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Waarmee was sy swanger? Sy was swanger. Wie is hierdie vrou? Hierdie vrou was swanger met 'n seun. Wie is die seun? Ons gaan nou daarby kom. Ek is nog steeds by Openbaring 12 vers 3. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Dis alles beeldspraak, en dit gaan hier oor die duiwel. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Wie is die sterre wat op die aarde gegooi was? Dis die gevalle engele. Hulle is die sterre. En die draak het gestaan voor die vrou. Wie is die vrou? Die Jode. Wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind. Wie sou haar kind verslind? Die duiwel sou die kind wat Christus is verslind sodra sy gebaar het.
En sy het 'n manlike kind gebaar, Christus, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, Christus op die troon. En haar kind is weggerig na God en sy troon. Christus is die een wat sou kom, hy het gekom en hy het gegaan en het op sy troon gaan sit. Kan jy nou sien dat dit wat ons lees hier in Lukas 21, daar sal teken wees aan die son en die maan en die sterre. Die son is die Jode wat met Christus bekleed was, en die maan is almal wat deel gaan word van Christus, en die sterre is hierdie gevalle engele. En nou sê hy, en op die aarde benoudheid van nasies. Nou waar kom die benoudheid vandaan? En dit is die hele woord wat ons, jy moet die woord ken om te kan bepaal wat is hier besig om te gebeur. En met die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons sien in Handelinge 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle almal was verwonderd en verbaas, en het vir mekaar gesê, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En dan praat hulle, gaan hulle aan, en dan sê hy in vers 12, en hulle was almal verbaas en radeloos. En sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Hulle is radeloos. Luister gou wat staan hier in Lukas 21. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan op na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Kan jy sien, die mense, daar's 'n benoudheid, sien vers 25, Lukas 21:25, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. En dis presies wat met die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het, daar 'n radeloosheid. Wat is radeloos? Hulle het nie antwoorde nie. Wat is hier besig om te gebeur? Ons het godsdienstiglik die Here gedien vir eeue. Vir 3000 jaar het hulle God op hulle manier gedien, en skielik het hier 'n ding gebeur. Hier het 'n man gekom, hy is uit ons uitgebore, uit ons volk uit. Ons weet Jesus was 'n Jood. En vir 3 jaar lank verkondig hy vreemde goed wat hulle nie verstaan nie. En dan nou skielik is daar iets wat gebeur, wat daar 'n uitstorting van die Heilige Gees is. Mense praat in vreemde tale en allerhande snaakse goed gebeur. En Jesus voorspel wat gebeur in Handelinge 2, hier in Lukas 21. Hy voorspel, dis wat gaan gebeur. Hy sê die kragte van die hemele sal geskit word. En mense gaan wonder, wat gaan hier aan? En dan sien ons, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Nou, waar dit gebeur? Handelinge 1. Jesus praat met sy disippels in Handelinge 1. Dan sê hy, vers 6, Handelinge 1 vers 6, en die wat by mekaar kom het vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? So hulle sien, hy het opgestaan uit die dode uit, en hy verskyn aan hulle op die berg, en nou vra hulle vir hom, wanneer is dit nou die tyd wat u gaan koning wees? Want onthou, die Jode het hom verwag as die koning, hy is die Messias, hy gaan op die troon van Dawid sit, en dan kom hy, en hy antwoord hulle in vers 7, Handelinge 1 vers 7, dit kom julle nie toe,
om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal. Hy sê, julle weet nie wanneer my koningskap gaan wees, julle weet nie hoe my koningskap gaan lyk, maar luister gou, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, die Heilige Gees sal oor julle uitgestort word, en dit gebeur in Handelinge 2. Maar eers voordat dit kan gebeur, moet ek in my koningskap opgeneem word op die troon. Eers gaan ek my koningskap ontvang. Jy sien, ons hoor vandag, hy sal koning wees wanneer hy terugkom. Nee, hy het koning geword toe hy gegaan het. En ja, ons sê hy is die koning, maar jy dien hom nie as die koning nie, jy wag vir hom om terug te kom, want dan sal jy deel wees van sy koninkryk. As jy nie nou deel is van sy koningskap, en hom nie nou op die troon sien, en nie nou onder sy gesag staan nie, gaan jy hom mis. Jy gaan hom mis. En dan sê hy, maar julle sal krag ontvang. Vers 9, Handelinge 1 vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Waar is hy opgeneem? Hy is in die hemel opgeneem in sy koningskap. En dan sê hy, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ek vat jou net gou weer terug na Lukas 21 toe. En dan sal hulle, vers 27, Lukas 21:27, en dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Hou op om na mense te luister wat sê, sy terugkoms is in 'n wolk. Ja, sy terugkoms is in 'n wolk, maar hierdie Lukas 21 praat van toe hy in 'n wolk op sy troon gaan sit het. God het hom kom haal van die aarde af en hom troon toe gevat. Dit is wat Lukas 21 sê. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk. Wie's hulle? Sy disippels het hom gesien. Hulle het hom gesien in die wolk gaan met groot krag en heerlikheid. Het hulle hom sien opvaar na sy wat toe? Na sy troon toe. Nie, sy troon kom nie wanneer hy terugkom nie, hy is nou op die troon. Ek is terug in Handelinge 1 vers 10. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, vers 10, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne. Kom jy agter, hy sê nie Joodse manne van Jerusalem nie, Galileese manne. Jesus het sy disippels in Galilea gekies. Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ok. Kom ons laat dit daar. Jesus is in die hemel. Hy is op sy troon. En wat ons in Lukas 21 kry, is nie Jesus se wederkoms nie. Dit was Jesus se eerste koms waar? Van die aarde af terug in sy plek in die hemel, waar hy gaan sit het op sy troon aan die regterhand van die Vader. Kom ons lees aan, vers 28. En as hierdie dinge begin gebeur, wanneer het daai dinge begin gebeur? Handelinge 1 en 2. Kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Wat is die verlossing wat naby was? Want jy sien, dit gaan oor, as Jesus terugkom is, dis ons verlossing. Nee, toe Jesus opgevaar het, was die verlossing naby. Hoe het hulle verlossing gekom? Met die uitstorting van die Heilige Gees. Want jy kan nie verlos word, sonder dat jy die Heilige Gees het, wat jou red nie. En Jesus sê, wanneer ek opvaar na my troon in die hemel toe, kort daarna, so Jesus vaar op 40 dae nadat hy opgestaan het uit die dode uit, vaar hy op na die hemel toe. Hoe lank daarna stort hy die Heilige Gees uit? 10 dae. 10 dae. 10 dae nadat hy opgevaar het. So vir 10 dae sit hierdie manne en vroue en bid in die bokkamer en hulle wag, en hulle wag, en hulle wag. Vir hoe lank? Vir 10 dae. En hulle verlossing kom 10 dae later. En daai verlossing het begin 10 dae nadat Jesus opgevaar het, tot vandag toe.
10 dae nadat Jesus opgevaar het, tot vandag toe, is die verlossing besig om plaas te vind, deurdat mense tot redding kom, tot bekering kom, en die Heilige Gees ontvang. Goed, ek gaan verder. Omdat julle verlossing naby is. Vers 29. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. So, kom aanvaar net vir 'n oomblik saam met my, dat dit wat ek sê die waarheid is. Met ander woorde, Lukas 21 praat nie van die wederkoms van Christus nie. Dit praat van Christus wat opgedaag het in sy koninkryk as koning op die troon in die hemel daai tyd. Wanneer? Toe hy opgevaar het. Dit was toe hy sy troon bestyg het. Nie hy gaan sy troon bestyg by die wederkoms nie. Hy's nou op die troon. En meeste mense wil deel wees van sy koninkryk eendag as hy terugkom, dan is dit te laat. Dan het jy te lank gewag. Want as jy die skrifte geleer ken het, sou jy geweet dat die koning is nou op die troon. Nie van vandag af nie, nie van gister af nie, van 10 dae nadat hy 40 dae nadat hy opgevaar het, is hy op die troon. En hy sit al vir meer as 2000 ek jok. So hy's amper 2000 jaar op die troon. En hy wag totdat almal ingekom het wat in moes kom. Almal wat deel moes word van sy koninkryk, het oor die afgelope min of meer 2000 jaar, het hulle deel geword van sy koninkryk. Goed, ons praat nou bietjie verder daaroor. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome. So Jesus sê, vir wie? Vir sy disippels. Let op die vyeboom en al die bome. Wie is die vyeboom? Die vyeboom is die Jode. Wie is die ander bome? Al die nasies. So hy sê, kyk na die vyeboom en kyk na al die nasies. En dan sê hy, net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer al naby is. Wat sê hy daarmee? Hy sê, wanneer begin die vyeboom te bot? Wanneer het die vyeboom begin bot? 50 dae na Christus opgestaan het. 10 dae nadat Jesus opgevaar het, begin die vyeboom te bot. In Handelinge 2. Hoe die vyeboom gebot? Die eerste bekeerlinge uit die Jode uit het gebeur in Handelinge 2. 50 dae nadat Jesus opgestaan het uit die dode. 10 dae nadat Jesus opgevaar het. 10 dae nadat hy op sy troon gaan sit het, stuur hy sy Heilige Gees en die vyeboom bot. Die Jode kom tot bekering, die eerste Jode onder leiding van Petrus en die ander disippels, kom tot bekering en Petrus lewer 'n preek waarin hy vertel dit wat nou hier gebeur, hierdie radeloosheid, wat is besig om te gebeur? Hier's mense wat in ons tale spreek en hulle praat in allerlei tale, oor die hele wêreld se tale spreek hulle. En God stort sy Heilige Gees op die mense uit en hulle begin die evangelie te verkondig in tale wat hulle nie eers ken nie. Dis die radeloosheid, en dis wat Jesus hierso sê. Jesus sê, benoudheid en radeloosheid van die nasies. En dan sê hy, net soos hulle bot, weet julle van self dat die somer al naby is. So met ander woorde, wat is die somer? Die somer is die tyd van lewe, die tyd wanneer vandat die Heilige Gees uitgestort het, totdat die somer verby is. So kom ons kyk gou, hoe werk dit? Vers 31, Lukas 21:31. So moet julle dan ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Watter dinge moet hulle sien gebeur? Hulle moet eers sien Jesus vaar op. Dis die eerste ding wat moet gebeur. En wanneer Jesus opgevaar het, dan gee hy vir sy disippels 'n opdrag om te sê, julle moet gaan wag en in 'n kort tydjie, hy sê nie vir hulle hoe lank nie. Hy sê, gaan sit en bid en wag. En dan wag hulle vir 10 dae. En dan na 10 dae dan gebeur daar 'n geweldige ding. En hulle sien alles hierdie wat Jesus hier nou van praat, sien hulle gebeur. Hulle sien
vreemde goed gebeur. Hulle sien mense wat in tale spreek, hulle sien mense wat hulle gedink het dronk is, en hulle begin te profeteer, en hulle profesie gaan net oor een ding, en dit is hulle verkondig die evangelie van die koninkryk van God in vreemde tale. En dan sê hy, dat die koninkryk van God naby is. Wat bedoel hy naby is? Hy sê, sodra die Heilige Gees uitgestort word, dan is sy koninkryk beskikbaar vir almal. Nie wanneer Jesus terugkom en na alles verby is, aan die einde van tyd nie, maar wanneer Jesus op sy troon gaan sit, het die koninkryk van God na die mens toegekom. Hoe? Deur middel van gees en waarheid. Hy stuur sy Heilige Gees, hy wederbaar mense se gees, en dan aanbid hulle die Here in gees en waarheid, presies wat Jesus vir die vrou by die put gesê het in Johannes hoofstuk 4. Die tyd is hier, wanneer julle my nie op hierdie berg of in die tempel sal aanbid nie, maar julle sal my in gees en waarheid aanbid. Julle sal die Vader in gees en waarheid aanbid. Maar gaan kyk mooi, gees en waarheid is klein letters. Dis nie Heilige Gees, so ons gees aanbid hom in waarheid. Jou gees aanbid hom deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat jou help. Want gaan lees Handelinge 2, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, die Heilige Gees is ons hulp, is ons trooster, wat ons sal help om die koninkryk van God deur ons gees te leer ken. Ons gees moet die dinge van die koninkryk leer ken. Jy kan hom nie in die vlees ken, jy hou op. Hou op om te dink jy kan die Here met jou vlees ken, jy kan nie. Goed. Vers 32. Voorwaar ek sê vir julle hierdie geslag. Watter geslag is hierdie geslag? Hierdie geslag is die geslag wat Jesus in hulle oë kyk en sê, julle geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Voordat wat alles gebeur het nie. Voordat ek gekruisig is, opgestaan het uit die dode, vir 40 dae lank getuig het, opgevaar het, gaan sit het in my koningskap aan die regterhand van die Vader, en 10 dae later die Heilige Gees uitgestort het, en dat die bome begin bot het nie. Voordat hierdie dinge nie gebeur het nie, sal julle geslag nie verbygaan nie. Met ander woorde, julle wat hier voor my staan, gaan dit nog beleef. Dis wat Jesus hier sê. So hoekom wil ons dan nou sê, nee, dit is honderde geslagte later. Hy sê hierdie geslag. En dan sê hy, die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. My woorde sal nooit verbygaan nie. Kan jy sien dat jy hierdie skrif, dat iemand dit vir jou vertel het, dat dit eers is wanneer Jesus terugkom? Hierdie skrif oor die koms van die Seun van die Mens is nie sy wederkoms nie, dis wanneer hy in sy koningskap instap in die hemel. En dan weet ons, en dan gaan lees jy die gedeelte in Handelinge waar 'n man met die naam Stefanus word doodgemaak nadat hy 'n hele preek bring aan die Jode. Sien ons in Handelinge hoofstuk 7. En dan sleep hulle hom buitekant die stad. Hy bring vir hulle die hele evangelie. Vers 55, Handelinge 7, 55 tot 60. Maar hy was vol van die Heilige Gees. Wie? Stefanus. Hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Kan jy sien dat hy klaar gekom? Hy klaar, die Seun van die mens. Dis presies wat Jesus sê in Lukas 21 vers 27. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Dis presies wat Stefanus sien. Hy sien die hemel geopen en hy sê, ek sien die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.
En dan sê hy in vers 56, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Waar? In sy koningskap. In sy koningskap. Hy het klaar gekom. Hy het klaar gekom in sy koningskap. Hy sê die hemel en die aarde, ek is terug by Lukas 21 vers 33, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my koninkryk, my woorde sal nooit verbygaan nie. Goed, ek is by vers 34, profetiese rede die waaksaamheid, en dan maak ons klaar met Lukas 21. Hy sê, maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur die swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Goed, kom ons vat gou hierdie paar versies, vers 34 tot 36 van Lukas 21. Hy sê, maar pas op vir julle self. So hy sê, nou het ek julle klaar gesê, ek gaan nie meer by julle wees nie, ek gaan in die hemel wees. Ek gaan op my troon sit, en nou moet julle pas op, nou gaan daar 'n klomp goed gebeur. Hy sê, maar pas op vir julle self, en dan praat hy met sy disippels wat voor hom staan. Hy praat nie nou met jou en my daai tyd nie, hy praat met hulle, en dan praat hy met ons. Dan sê hy, pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. So wat sê hy daarmee? Hy sê, pas op, en dan waarsku hy hulle wat hy hulle aan die begin van hoofstuk 21 waarsku. Hy sê, wanneer hulle hom vra, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Dan sê hy, pas op, vers 8, dat julle nie mislei word nie. Pas op, dat julle nie mislei word nie. So, Jesus sê hy, pas op, vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe. Hy sê, pas op vir die vyand, hy gaan met valsleringe julle in swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe. Want waaroor gaan sorge van die lewe? Ek gebruik nou net swelgery en dronkenskap gaan oor valslering. Dwaallering. Dronkenskap is dwaallering. Dronkenskap het niks te doen met alkohol nie. Dit het te doen met leringe wat mense vir julle gaan bring, wat julle vals gaan aanneem asof dit die waarheid is. En dis presies wat met vers 25 tot 33 gebeur het. Almal dink dit gaan oor die eindtyd wanneer Christus kom, maar dit het gegaan oor die tyd wat Jesus opvaar in die hemel in. En so, nou sê, waarsku Jesus weer 'n keer, hy sê, pas op, hulle gaan vir julle vals leringe bring. En dan sê, en die sorge van die lewe, waaroor gaan die sorge van die lewe? Jy dien die Here vir die nou. Jy so besorgd oor jou ou lewetjie. En die vals leraars gaan jou besorg maak oor jou ou lewetjie hier. En dit gaan alles gaan oor my lewe hier, want hier kom 'n groot verdrukking, en julle moet die Here dien, en julle moet die Here, en die Here gaan vir julle sorg, en dit gaan so lekker gaan, en hy gaan vir julle alles gee wat julle harte begeer en alles. Dit is die sorge van die lewe. En dan sê hy, en die dag julle nie skielik oorval nie. Watter dag is die dag? Is dit die dag van die wederkoms? Nee, dis die dag wanneer julle deur swelgerye oorval gaan word. Wanneer hulle die woord van God vir julle so gaan aanbied, dat dit na julle vlees toe spreek, en dat dit alles net gaan oor julle vleeslike lewe. Dit is hierdie dag. En dan sê hy, want soos 'n struik sal hy kom. Nie wie is hy kom? Jy sien, nou sê hulle vir julle, sien, Jesus kom soos 'n struik. Nee, Jesus kom nie soos 'n struik nie, die duiwel kom soos 'n struik na julle toe. Hy sê, want soos 'n struik sal die duiwel kom oor almal wat op die hele aarde woon. Die duiwel se strategie is om jou te verstrik in valsleringe, in swelgerye, in dronkenskap, en om jou te laat dink, Christus het vir jou gesterf, sodat jy in hierdie lewe alles kan hê wat jy moet hê. En dan kom die valsleraars en sê, God is a good God, and God just wants the best for you, en al die goeters wat hierdie sagte preekies na julle toe kom. En hy sê, moenie worry nie, die Here is lief vir jou, en God is goed, en God is 'n genadige God, en God is liefde, en al die sagte valsleringe wat hulle vir die mense bring. En dan sê hy, maar dit sal vir jou 'n struik wees.
die vyand sal jou verstrik in sy valsheid wat hy vir jou gaan bring. Dan sê hy, waak dan en bid altyd deur. Wat beteken waak en bid? Jy sien, ons het waak en bid gemaak van, ons moet nou net sit en sê, Here, laat hierdie stryk, laat ek verwag u koms en ek moet die hele tyd my fokus hou van die wederkoms. Intussen tyd het hy klaar gekom in sy koningskap en jy wag vir 'n wederkoms en dan dink jy, die wederkoms begin die koninkryk eers en dan, terwyl jy sy koninkryk verwag wat eendag gaan kom, dan mis jy sy koninkryk. Nou, en waak en bid maak dat jy sy koninkryk deur die werking van die Heilige Gees en die waarheid wat hy klaar vir ons gebring het, sy koninkryk kan ontdek terwyl jy nou hier is, dat jy nie hom mis wanneer hy terugkom nie. Waak dan en bid altyd deur. Waak en bid gaan oor, ek moet met die woord besig wees en bidend vir die Heilige Gees vertrou, die trooster wat hy vir ons gestuur het, dat hy die dinge van die koninkryk van God aan ons bekend sal maak nou. En dan sê hy, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, wat is hierdie dinge wat sal kom? Die strikke. Jy moet die strikke nou ontvlug, die leuns wat nou aan jou verkondig word te ontvlug, sodat jy nou reeds voor die seun van die mens kan staan. Wanneer moet ek voor die seun van die mens staan? Nie by die wederkoms nie, ek moet elke dag voor hom staan. Hy is die plek waar ek voor hom nou staan. Aan die voetbank van sy voete. Hy sê die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Wat beteken dit? Ons aanbid hom by sy voete nou, terwyl hy nou op die troon sit. Moet in Vader se naam nie wag vir die wederkoms nie, dan is dit vir jou te laat, dan het jy hom gemis, en dan gaan hy vir jou sê, gaan van my al weg, ek ken jou nie. Moenie laat die Here vir jou sê, wanneer jy eendag te laat wakker geskrik het. Wanneer jy eintlik veronderstel is om hom nou te dien, nou te ken. Nie die vals leraars te glo wat sê, jy gaan eendag in die koninkryk wees nie, jy moet nou in sy koninkryk wees, jy moet nou hom dien, jy moet hom nou ken, jy moet nou in sy troonkamer ingaan met vrymoedigheid, moenie wag totdat hy terugkom nie, dan is dit te laat. Hy gaan vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af, en dan sê hy, nie hoeveel keer nie, ek dink 7-8 keer sê hy, daar sal 'n geween en 'n geknars van die tande wees. Hy sê, want jy sal voor die seun van die mens kan staan nou. Hoe staan jy voor die mens? Deur te waak en te bid. Wat is waak? Waak is om elke dag tyd in die woord van God te spandeer en in gebed die Heilige Gees te vertrou dat hy die koninkryk van God aan jou bekend sal maak nou. Die loon van die verraad. Ek lees die laaste 2 verse van Lukas 21 vers 37 en 38, en hy was oordag in die tempel besig om te leer, en snags het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word, en die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom en om na hom te luister. Hoekom sê hy het oordag in die tempel was hy besig om te leer, en snags het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg. Hoekom het Jesus nie in Jerusalem gebly nie? Want jy sien die hele ding is, daar's so 'n groot ding oor Jerusalem. En Jerusalem is die plek. En vandag nog neig ons ou hartjies kantig terug Jerusalem toe. En ons vereenselwig ons met Jerusalem, ons vereenselwig ons met die Jode, met Israel, en dit is wie ons is. En dan sê Jesus, hy vernag nie eers in Jerusalem nie. Hy sê, dis nie my plek nie. Ek kom preek die evangelie in Jerusalem, maar ek vernag nie daar nie. Ek gaan nie toelaat dat my hart verknog raak aan Jerusalem nie. En wat sê die Here vir jou en my? Jou plek is nie jou Jerusalem nie. Jou plek is by die koninkryk van God, en eendag wanneer hy terugkom. Wanneer kom hy terug? As hy terugkom en hy bring die nuwe Jerusalem, en dis waar jou hart moet wees vandag, nie in die ou Jerusalem nie, in die nuwe Jerusalem. Dis hoekom Jesus bring die evangelie na die ou Jerusalem om te sê, julle moet 'n verwagting hê van die nuwe Jerusalem. Want daar kom 'n nuwe Jerusalem.
Jy sien, die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom om na hom te luister. Hoekom? Want hulle het geweet, daar's iets wat hy het, wat die Fariseërs nie vir hulle kan bring nie. En Jesus word 'n geweldige bedreiging, terwyl hy in die tempel ingaan om die evangelie van die koninkryk van God aan die hele volk te bring, is die Fariseërs wat bedreig voel deur Christus, besig met 'n komplot om te sê, ons moet hom doodkry, ons moet hom doodmaak, en ons gaan hom nie hier in Jerusalem doodmaak nie, ons gaan hom buite die stad vat, want Jesus was nooit bestem om in die stad te wees nie. Sy stad is in die hemel, sy stad is die nuwe Jerusalem, en ek en jy gaan nie na die ou Jerusalem toe terughardloop nie, ons wag vir die nuwe Jerusalem wat kom, wanneer hy terugkom om ons te kom haal. En as jy wil deel wees van die nuwe Jerusalem, moenie terughardloop. Moenie terughardloop na die oue toe nie. Hou jou oë gefestig op die nuwe, en jy sal deel wees van die nuwe Jerusalem. Amen.